Hoe gaan dit met die eksamen, of het julle nie eksamen, het julle nie getoetsreeks? Skryf julle nie toets. Nou so rukkie terug, lang terug, seker so 6 weke terug, né? Het ek van mamma en papa, en miskien het julle ook so ertjies daar gekry. En vanoggend se preek gaan nou oor dit is God wat hierdie saadjie laat ontkiem. Daar's niks wat ons kan doen om te sê, skiet worteltjies, maak 'n stammetjie, kweek baartjies, ek soek 'n ertjie. Daar's niks wat ons kan doen nie, né? Maar ons ontvang die woord, en in die Bybel staan daar vir ons geskrywe dat die saad eintlik die woord van God is. Wanneer ons praat van die woord van God, dan is dit die Bybel, die Ou Testament en die Nuwe Testament. En ons glo dat alles wat in die Ou Testament en alles wat in die Nuwe Testament die waarheid is. Nou in Markus 4 word daar gepraat van die saaier, en dan word die saad, die versie van die Bybel, so in jou hart ingesaai. Okay, kan ek hom nou so gooi? Gaan asseblief kom. Dis olie, né? Is jou nou olie? Olie, waar sê? Het jy gemis? Het jy besig geweet gehad? Die derde kans maak om te rus ook so bietjie. Ek is bly, dis is baie belangrik. So, wanneer ons Bybel lees, dan as ek nou die woord bring, né, dan saai ek die woord, en dan sit soos 'n saadjie daar gaan. Ja, daar val hy in jou, amper in jou handjie, in jou is dit gevang het. So, ons saai in mekaar se lewe in, né? Dat hy, toe maar ek moet skrif gegooi. So moet nie waar nie. Die idee is, dat ons hierdie saad moet sien, ons kan die saadjie sien. So nou word die saadjie gesaai in ons lewens in, en nou is die vraag, wat maak ek met hierdie saadjie? Elie Grace, ek het nou 'n bietjie skeef gegooi, so sy die saadjie gaan soek. En partykeer is dit nodig dat ons die woord van die Here moet gaan soek, dat ons die Bybel oopmaak, en dan moet ons gaan lees wat daar staan. Hierdie versie, watter versie ken julle? As ek nou vra, wat is julle gunsteling versie? Watter versie sal jy sê? Was? Ja. Het jy jou saadjie gekry? Ok, dis reg. So nou moet jy vir ouma of oupa gaan vra, watter versie is staan op hierdie ertjie geskryf, of op hierdie saadjie geskryf. Dan staan daar, gaan hulle vir jou sê, weet jy, in die Bybel is daar Johannes 3 vers 16, of was Galasiërs 5 vers 22, wat die vrug van die Gees is. Of miskien het jy jou eie gunsteling versie, God is liefde, klaar, enkel storie, net daai gedeelte. So, gaan vra 'n bietjie, wat is hierdie saadjie? Hierdie saadjie is ons nou binne ons hartjie ingevang. Ek gaan ons sommer in 'n sak gooi, want die sak is hier binne. En dan moet hierdie saadjie ontkiem. Hy moet nou worteltjies skiet, en ek kry 'n stammetjie en blaartjies en blommetjies, afhangende van watter saadjie dit is. Hierdie een gaan nou worteltjies kry, 'n stammetjie, 'n blare, blommetjies, en dan gaan hy 'n ertjiepeel vorm, so 'n groenerige ertjiepeel. So, maar om dit te doen, moet ek hierdie enetjie nou vashou hierso. Ek moet hom bewaar in my hart, nee, ek moet mooi kyk na hierdie enetjie. En ek gaan nou vir julle elkeen 'n puntjie gee. Of jy kan 2 vat, of 3 vat, maak nie saak nie. Dan gaan jy huis toe, en jy gaan plant hom. Of jy kan hom in die wattetjie sit, soos 'n boontjie, of jy kan hom direk in die grond sit. Vat so 'n blikkie, of sê maar 'n kookbottel wat jy middeldeels gesny het, ja. Ons het van die potte. Jy van die potte, goeie ertjie, ja. Nog goed, okay, maar as jy die pot het, dan gaan ek nou vir jou nuwe ene gee. Is dit reg so? Dan gaan jy vir my kyk. En dan oor so 6 weke, 2 maande van nou af, wanneer die skole weer begin, dan moet jy jou ertjie vir my kom wys. Alre? Ek het boontjies by my huis wat oupa my boontjies gemaak het, en toe was so baie, en toe gooi hy dit uit, en nou is daar boontjies in hom, hy wat groei, en toe gee hy vir my dat ek boontjies by my huis. Ja, dat jy boontjies en ertjies het, hè? Nou kan jy vir oupa ertjies gee. Oupa het vir jou boontjies gegee, en nou gee jy vir oupa ertjies, en dit is soos ons werk. Hierdie slaap wat die Here vir ons gee, ek vat dit vir my, maar ek gee dit ook vir julle. Is dit reg so? Ek gooi dit ook vir julle, ek gee dit ook vir julle. So nou, eerstens, jy gaan kom haal jou ertjie. Tweedens, moet jy gaan vra, byvoorbeeld hierdie saadjie is 'n versie in die Bybel.
Watter versie is jou gunsteling versie? Of jy gaan na mamma en pappa toe. Mamma, pappa, wat is jou gunsteling versie? Watter saadjie het die Here in jou hart ingesaai? Ouma, oupa, watter versie het die Here in jou hart ingesaai? Vertel my van die versie wat besig is om te groei in jou hartjie. Ek wil weet daarvan. En dan begin ons so te praat oor die Bybel, maar waar begin dit? Sommer by 'n ertjie. Ons sit reg so. So julle gaan nou julle eie ertjies groei en dan bring julle dit vir my. Daar soos my 3 ertjies wat nou besig is om te groei, so julle gaan nou so 'n bietjie agter my ertjies wees, maar dit gaan ook groei. Is dit reg so? Okay. So wat is hierdie? Hierdie is die woord van God. Woord van God is die Bybel, die versies in die Bybel, en dit word in ons lewens ingesaai. Wanneer jy sonnaskool hou, wanneer jy ook in by die skool, in registerklas, wanneer die dominee die boodskap bring, wanneer jy Bybel lees, stilte tyd by die huis, om die tafel, lees mamma, papa daar Bybel, jy lees dan self Bybel, al daai goedjies, né, is die saad wat in die lewe ingesaai word. En dan moet dit ontkiem. Ons kan so 'n bietjie mamma en papa daaroor praat, en as jy nou weer huis toe ry, dan vra jy vir mamma en papa. Wat is 'n versie? Jy sê vir hulle wat is jou gunsteling versie, en jy vra sy met hulle wat groei in jou lewe. In die Bybel, wat groei in jou lewe vanuit die Bybel? Goed, kom ons maak 'n oogies toe. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde en die genade. Here, dankie vir die woord. Ons lees vanoggend in Markus 4, vers 26, 27 rond, Here, dat daar iemand is wat saai. So daar word gesaai, Here. Mag ek die een wees wat saai, maar ook die een wees wat ontvang. En wanneer ek ontvang, Here, mag dit op goeie grond val, mag dit ontkiem, mag dit groei en mag dit vrug dra. Nie vir myself nie, Here, maar ter uitbreiding van u koninkryk en tot voorbeeld van ander. Dankie dat u kinders gebruik, ook om u woord te gaan uitdra, dat u woord ook in kinderhartjies kan ontkiem en groei en vir ons 'n voorbeeld is. U het gesê, laat die kindertjies na my toe kom, moet hulle nie verhinder nie. Here, laat die kinders dan na ons toe kom met hulle kinderboodskappe en die versie wat u ook op hulle hart geplaas het. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.